en welkom by vanoggend se virtuele erediens. Eerstens wil ek sê, geseënde Moedersdag aan elke een wat vandag hier sit en 'n moeder is of 'n moeder het. Mag die Here u seën in oorvloed. Laat ons kan luister na die toetrede lied. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld reeds oorwin. Genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God die Vader, die Here Jesus Christus, die Seun en die Heilige Gees, ons trooster. Amen. Laat ons dan nou luister na die loflied.
vrugte. Die kommunikasie het verander oor die eeue heen. Kinders, jong mense, ken nie meer 'n wêreld sonder Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp en 'n hele lys meer forme van media nie. Nee, en opvoedkundiges meen, die kinders, jong mense se brein is net eenvoudig anders bedraad. En dis jy as moeder wat jou kind totaal verstaan, wat weet waarvan ek praat, as ek sê, 'n kind se brein is anders bedraad as die res van ons. Ek wil vandag vir ons lees uit Johannes 15 uit, maar ek kan ook Johannes 13 tot 16 gaan lees by die huis. Dit alles het 'n impak op wat ek vandag wil sê. Ek vra dat u saam met my kyk na die teksgedeelte. Ek is die ware wingerdstok, en my Vader is die boer. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af, maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrug kan dra. Julle is alreeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'n loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte. Want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi, soos 'n loot, en hy verdroog. Die mense maak sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. My Vader word juis daardeur verheerlik, dat julle baie vrugte dra en my disippels is. Soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly. Net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Dit sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Julle is my vriende as julle dit doen wat ek beveel. Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem julle vriende, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra, vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee, wat julle ook al in my naam vra. Dit beveel ek julle. Julle moet mekaar lief hê. As die wêreld julle haat, onthou, hy het my voor julle gehaat. As julle aan die wêreld behoort het, sou die wêreld julle as sy eiendom gehad het. Omdat julle egter nie aan die wêreld behoort nie, maar ek julle uit die wêreld uitgekies het, daarom haat die wêreld julle. Onthou wat ek vir julle gesê het, 'n slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woorde ter harte geneem het, sal hulle julle sin ook ter harte neem. Maar hulle sal dit alles aan julle doen, omdat julle
sonder wedergaat. Wanneer die voorspraak kom, wat ek vir julle van die Vader af sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy oor my getuig. En julle moet getuig, want julle is van die begin af by my. Ek lees tot sover. Geseënd is elkeen wat die woord van God hoor en sy en haar lewe daarvolgens dan inrig. Jy as ma, jy as vrou, waarin daar geskep is, jy wat al ma was, toe daar gevorm is in jou skoot. Jy wat die grootste liefde het vir daardie kleine baba, wanneer daai kind in jou arms gesit word. Jy, die een wat sorg dat daardie baba geleer word van die hemelpoorte. Jy het 'n ongelooflike groot verantwoordelikheid. En vandag sê ons vir jou, jy's kosbaar. Elke dag is 'n worstelstryd. Want dit is COVID-19 op almal se lippe. En jy as ouer moet sorg dat jou kind nog steeds huiswerk doen, nog steeds besig gehou word, gestimuleer word. Dit is so groot verantwoordelikheid. Die Here kom en die Here sê, 'n dienskneg is nie groter as sy Heer nie. As hulle my vervolg het, sal hulle Here vervolg. As hulle my woord bewaar het, sal hulle julle woord bewaar. Dan sê hy, maar hou moed. Hierdie gedeelte verwys na die worstelstryd wat ek en jy as Christen het. Die kerk se deure is toe, die skool se deure is toe. En dit val op jou as ouer om jou kind nie net te help met skoolwerk nie, maar ook om steeds voortdurend Bybel te lees en jou kind in te lig oor wat Jesus gedoen het. Jesus skets sy lewe, hy vertel van sy Vader, hy kom sondaars red van die kruisdood. Die Heilige Gees, die trooster, wat hul in die waarheid sal lei. Die Heilige Gees, wat my en jou ook sal lei. In hierdie tyd moet ons vertrou op die Gees van God, om vir ons leiding te gee in die opvoeding van ons kinders. Leiding te gee oor wat moet ons volgende doen, wanneer jou kind nie meer moed het nie, wanneer jou kind depressief voel. Wat om vir daai kind te sê, om hom of haar aan te moedig. In Johannes 14 vers 23 staan daar, as iemand my liefhet, sal hy my woorde ter harte neem, en ons sal na hom toe kom en by hom woon. God bied 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan, solank ons op Jesus Christus vertrou, solank ons vertrou dat die hemelpoorte werklik bestaan, solank ons die pad saam met die Vader stap. Die belofte wat Jesus maak, is 'n belofte nie net vir die disippels nie, maar is 'n belofte vir ons ook. Ja, want Paulus sê, moet oor niks besorgd wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle
En jy as 'n ma het al klaar knieë soos die van 'n kameel. Maar hou aan bid. Hou aan bid vir daardie kind. Dra jou kinders op aan die Here. Jy is die ma van daai kind. Uitgekies deur God om daai kind te lei, om daai kind te versorg, by te staan, te bemoedig, veral in tye soos hierdie. Ek wil 'n laaste gedagte by u los. Ek het gehoor, wanneer mense duwe vlieg, gebruik die duwe die magneetveld om rigting te hou, om terug te kom daar waar hulle hoort. Maar wanneer daar 'n storm is en die weerlig slaan, in 'n krisissituasie, mag dit gebeur dat die duif rigting verloor. Maar daai duif hou aan vlieg, totdat die duif nie meer kan nie, wanneer die duif moeg is, land hy daar waar hy nou maar net is. In hierdie krisissituasie, gebruik voorbeelde soos hierdie, om jou kind te motiveer om aan te hou. Al het jy rigting verloor, hou aan probeer. Hou aan, moenie moed verloor nie. En jy as ma, kosbare engelvrou vir jou kinders en vir jou eggenoot en geliefdes, moenie moed verloor nie, want jy is gekies om die ma te wees vir jou kind of vir jou kinders, en die vrou te wees vir jou man, vir jou eggenoot. Blom daar waar jy geplant is. Amen. Kom ons bid dan saam. Liewe Heer, Hemelse Vader, ons kom vandag en ons bid spesifiek vir die ma's in hierdie land. Here, gaan saam met hulle. Hulle is ma 24 uur, wanneer die son opkom, is hulle ma. Of die maan skyn, is hulle ook ma. Wanneer jou kind bel, of sy 10 of 50 is jy ma. Jy antwoord, jy luister. 'n Ma sal enigiets gee vir haar kind. Sy sal haar klere verkoop vir haar kind om klere te hê. Sy sal enigiets doen om 'n glimlag op haar kind se gesig te sien. Here, U ken die hart van 'n ma. U ken die liefde van 'n ma. Jou kind kan jou keer op keer seer maak, maar dit bly jou kind. Jou kind. Here, en of 'n ma 'n kind aangeneem het, en of sy 'n kind self gedra het. As 'n vrou kies om iemand aan te neem as haar kind, is dit soos bloed. Here, ons vra dat U elke ma sal sien, elke ma
sal bystaan. Elke ma wat moedeloos is, sy hand sal vat en haar weer sal laat staan en haar sterk sal maak om haar huisgesin te dra. Amen. Luister dan na die slotsang. Mag die Here u seën en